Welkom terug, is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Dit is donderdag, dit is die 12de Februarie, jy het 2 dae oor voor Valentynsdag. Weet jy al wat jou planne is vir die dag van wit en rooi en liefde? Elke jaar gebeur dieselfde ding. Aan die een kant wil ons dit vier, dis mos oulik, romanties en 'n verskoning om liefde te vier, maar aan die ander kant voel dit soms net soos 'n reuse bemarkingsveldtog, wat die boodskap stuur dat as jy iemand regtig liefhet, dan moet jy dit bewys met jou bankkaart en wat jy vir hulle koop. So dan, wat is die regte manier om Valentynsdag te benader? Die beste Valentynsraad vir hierdie jaar is, dis nie hoeveel jy gaan spandeer nie, dis oor hoe goed jy oplet. Kenners sê, die perfekte geskenk sê eintlik net 3 dinge. Ek hoor jou, ek sien jou, ek waardeer jou. En dit beteken dat jy nie noodwendig die gewildste item of die grootste bos rose in plastiek by die kruidenierswinkel hoef te koop nie. Dink eerder, wat het jou maat die afgelope paar maande terloops genoem? Is daar iets wat hulle kort, iets wat hulle bewonder het, maar nie vir hulle self sal koop nie? Miskien kla jou vrou oor 'n handsak wat te swaar is. Dalk is 'n ligte, meer stylvolle sak wat haar rug spaar, baie meer romanties as 'n duur item net vir die naam. Miskien is dit 'n sagte serp vir die koue winter wat nog kom, of 'n mooi stel pyjamas wat sy self nooit vir haarself sal koop nie. Maar daar is ook 'n belangrike en fyn lyn. Prakties is goed, te prakties, nie altyd nie. 'n broodrooster op Valentynsdag, of dalk 'n stofsuier? Nou, moeilik. Dis nie die dag vir, ons het dit nodig in die huis nie. Dis die dag vir 'n bietjie bederf, selfs al is dit ietsie klein. En dan nog iets interessant. Navorsing wys mense geniet ervarings langer as materiële goed. So dalk eerder kaartjies na sy of haar gunsteling kunstenaar se show, 'n paartjie spa-dag, 'n kookklas saam, selfs net 'n piknik wat jy beplan het. En as jy wel by blomme en sjokolade hou, doen net daardie klein bietjie ekstra moeite. Haal die plastiek af, skryf 'n kaartjie, sit regtig net 'n paar mooi woorde neer. Nie net Happy V-Day nie, maar iets wat wys, jy het gaan sit en jy het gedink hieroor. As jy jou maat al oor Valentynsdag, as jou maat mal is oor Valentynsdag, praat daaroor. Julle kan 'n romantiese aand beplan, sonder om julle siele aan die bemarkingsveldtog te verkoop. Pieter, hoe voel jy oor Valentynsdag? Man, eerlikwaar, ek dink 'n ou moet maar elke dag Valentynsdag hê, Ja. as jy in 'n verhouding is, of 'n ernstige verhouding is en goeters. Maar ja, Valentynsdag is nog vir my oulik, hy staan vir my uit as een van die grootes vir 'n jaar, maar ek meen na gister se gesprek ook en goeters, dan is hier een of ander dag vir dit en 'n dag vir dat. Dit het vir my 'n bietjie te gekommersialiseerd geraak, maar Valentynsdag, ek stem, dit moet ietsie spesiaal wees, en dis ook, soos as jy vir iemand vir haar verjaarsdag, ek nou in my geval, of jy vir jou man, Ja, dan koop jy ook nie iets vir die huis nie, koop iets vir daai persoon. yes. En vir Valentynsdag stem ek, dis die belangrike ding, konsentreer net 'n bietjie op wat daardie persoon vir jou regtig so spesiaal maak in Ja. jou lewe, of hoekom hy of sy so spesiaal is. Ek stem, baie dankie vir daardie raad. Verstaan jy, Jy sit my nou onder ongelooflike druk hierso. het jy oor die afgelope jaar geluister, Pieter? Ja, nou ja. Dit is wat my man eintlik regtig baie goed doen, is hy sal deur die jaar, presies soos wat die artikel in die navorsing sê, hy sal soos lysies maak van goed wat ek sê, Oulik. ek kort 'n nuwe kussing, of ek kort 'n nuwe, dan sal hy sulke goedjies koop en my net verras, en hy doen dit veral op Valentynsdag, maar ons is al 13 jaar getroud en amper 18 jaar saam, dan sê ons vir mekaar, ons gaan nie 'n big deal maak van Valentynsdag nie, dan koop ek niks, en dan kom ek dan Saterdag daar, en dan is ek die bad guy. My sentiment, exactly, ek is net so met my vrou. Ja, My vrou, asseblief, sê sy my man, ons gaan nie, ek beloof vir jou. En dan kom Valentynsoggend, dan Exactly. is al die plastiek afgehaal, die kaartjie is mooi geskryf. So, under pressure. maar as 'n mens wat so lank saam is, nê, then days like Valentine's Day kind of
become less significant because you got your wedding anniversary or your relationship anniversary or kind of other days that are special to you. So we're not even doing anything on Valentine's Day. Chris werk, my kinders het sport, ek is net soos langs die cricketveld, dan het ek gimnastiek, dan het die ene kinderpartytjie. So it's almost just like another day in your life, right? Dit is maar net nog 'n dag, of aan die ander kant, as jy naderhand so besig, dan is die antwoord net, my man of my vrou, ek wil net niks doen. Ek kan ons nie net chill by die huis en rustig wees. En dit is ook 'n regte bederf Dis om baie lekker. net jou huis te geniet. Wat sê hulle op social media? I'm enjoying my mortgage. Ja. Just. Dis een van die lekker maniere om dit te doen. Ja. Maar ja, ek dink daar sal definitief daai klein ietsies wees. 'n Ou hoef nie altyd te groot en uit jou pad uit te gaan nie. Ek dink in die kalwer liefdefase van enige verhouding, dan wil jy bigger and bolder and better and so aan wees. Maar hoe langer 'n mens saam is, presies dit. Dis die kleiner goedjies wat net 'n groot verskil maak. Ek dink ook die punt moet wees om herinneringe te skep en om regtig net goed te doen wat jy vir lank gaan onthou, veral aan die begin, soos wat jy sê, die kalverliefde fase. Veral aan die begin, do things that are going to be memorable, that you go, oh, remember that Valentine's when we just put up fairy lights in the garden and we had a picnic under the stars. Dit was dit. Daar het ons gegaan en hier gaan ons, want ek weet die kinders kan nogal hardloop met 'n ding. Ja, hulle kan, en soms dan kry jy mos 'n ou kaartjie wat by die skool gemaak is met 'n ou chocolaatjie of it's very, very sweet. I don't know, ek dink die kinders gaan nou môre opdres by die skool. Hulle gaan dit mooi maak. Piknik en alles, so dit gaan baie lekker wees. Maar dankie vir daardie raad, hoor. Groot plesier.